Dag 7 van Fonteinvrou. Die soort toewyding wat God verbly. Bybelstuk is 2 Samuel 23 vers 8 tot 37. Dawid se vernaamste helde. Dit is die manne van die helde wat Dawid gehad het. Joseb Basabet, Etago Moniet, die hoof van die adjudante, hy was Adino. Die Esni teen 800 wat op een keer gesneuwel het, en na hom was Eleazar die seun van Dodo, die seun van 'n Ahohit, onder die 3 helde by Dawid. Toe hulle die Filistyne uitgedaag het, wat daar bymekaar was, om te veg, en die manne van Israel optrek, het hy opgestaan en onder die Filistyne geslaan, totdat sy hand moeg geword en sy hand aan die swaard gekleef het, sodat die Here daardie dag 'n groot oorwinning bewerk het. En die manskappe het teruggekom agter hom aan, net om te byt. En na hom was Samma, die seun van Age, die Harariet, toe die Filistyne by Legie bymekaar kom, waar 'n stuk land was vol lensies, en die volk vir die Filistyne vlug, het hy hom opgestel in die middel van die stuk land en dit afgeneem en die Filistyne verslaan, sodat die Here 'n groot oorwinning bewerk het. En 3 van die 30 hoofde het afgetrek en teen die oestyd by Dawid by die spelonk van Adullam aangekom, terwyl 'n hoop Filistyne in die laar staan in die dal Rephaim. En Dawid was toe in die bergvesting, en 'n besetting van die Filistyne was toe in Bethlehem. En Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem, wat by die poort is? Toe het 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem, wat by die poort was, en dit gedra om na Dawid gebring. Maar hy wou dit nie drink nie, en het dit voor die Here uitgegiet, en gesê, dit is ver van my Here, dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het, en hy wou dit nie drink nie. Dit het 3 helde gedoen, en Abisai, die broer van Joab, die seun van Seruja, en was hoof van die adjudante, en hy het sy spies geswaai oor die 300 wat gesneuwel het, en sy naam gehad onder die 3. Hy was ver meer geëerd as die 3, sodat hulle owerste geword het, maar tot by die eerste 3 het hy nie gekom nie. Verder Benaja, die seun van Jojada, die seun van 'n sterk man, groot van daad, uit Kabseel, het hy die 2 groot helde van Moab verslaan, en hy het afgegaan om 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man, en in die hand van die Egiptenaar was 'n spies, maar hy het hom afgegaan met 'n stok en die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies doodgemaak. Dit is Benaja, die seun van Jojada, gedoen, en hy het 'n naam gehad onder die 3 helde. Hy was meer geëerd as die 30, maar tot by die 3 het hy nie gekom nie, en Dawid het hom aangestel oor sy leiwag. Asahel, die broer van Joab, was onder die 30, Elihana, die seun van Dodo uit Bethlehem, Samma, die Herodiet, Elika, die Harodiet, Heles, die Paltiet, Ira, die seun van Ikes, die Tekoït, Abeseer, die Anatotiet, Mebunai en Husatiet, Salmon, die Ahit, Maharai, die Netofatiet, Heleb, die seun van Baana, die Netofatiet, Itai,
die seun van Ribai, van Gebia, van die kinders van Benjamin, Benaja die Piratoniet, Hidai uit Nahale-Gaas, Abi Albon die Arbatiet, Asmafet die Barhumit, Eljagba die Balboniet, die seun van Jasin, Jonathan, Sama die Harariet, Ahim, die seun van Sarar, die Arariet, Elifelet, die seun van Ahasbai, die seun van Magatiet, Eliam, die seun van Achitofel, die Giloniet, Hesro, die Karmeliet, Parai, die Arbit, Jegal, die seun van Nathan uit Soba, Bani, die Gadit, Selek, die Ammoniet, Naharai, die Berotiet, die wapendraer van Joab, die seun van Suraja. Die klemvers is 2 Samuel 23 vers 15 tot 16. Dawid het baie dors geword en gesig, ag, as iemand my tog net water uit die put van Bethlehem se poort kon laat drink. Die 3 helde het toe deur die Filistynse kamp geglip en water uit die put in Bethlehem se poort vir Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie. Die Gideoniete se Bybel hier in die hospitaal val op nuwe plekke oop. Myne val oop by 2 Korintiërs 4 vers 7, want ek voel my lewe lank al soos 'n kleipot wat maklik breek. Die Gideons Bybel lê nou oop by 2 Samuel 23, by die lys van Dawid se dapper manne. Watter merkwaardige stukkie helde geskiedenis vind ons in 2 Samuel 23 vers 15 tot 17. Dawid beleef die besetting van die geliefde tuisdorp Bethlehem deur die Filistyne. Dit gaan sleg met sy emosies en gesondheid. Hy word oud, die druk is geweldig. As Dawid 'n gewone verwondbare mens was, het hy seker ook maar tye beleef waarin hy oor sy verlore jeug, oor makliker, gelukkiger tye in sy lewe getop het. Dit is waarskynlik die rede waarom hy so weemoedig gesig het. Ag, as iemand my tog net water uit die put in Bethlehem se poort kon laat drink. Hierdie versigtiging was veel meer as 'n hinkering na die goeie dinge van die verlede of na die drinkwater van Bethlehem. Dawid het 'n dieper hinkering gehad om weer te weet dat God hom nog raak sien en liefhet en wil seën. Toe plaas 3 van Dawid se dapper manne hulle lewens op die spel en gaan haal water. Die water wat hul koning begeer. Hulle doen dit omdat hulle hom liefhet en respekteer. Omdat sy wense vir hulle soos opdragte is, omdat hy hul koning en hulle sy lewenslange onderdane is, wat tot die dood toe aan hom getrou wil wees. Dis wat ek ook wil weet. Een van die 3 manskap, een wie se naam niemand hoef te ken nie, maar een van die vir wie die wens, die begeerte van my koning onmiddellike opdrag word. Dis die wese van 'n fonteinvrou. Sy leef vir haar koning, haar lewe behoort aan hom. Ons gebed. Wat wil U hê moet ek doen, Here? Ons sekerheid. God het sy getroue volgelinge hartstogtelik lief. Jy moet 'n lekker dag hê.